Goeiemôre aan almal van julle. Dit is Maandag die 15de Desember jaar 2025. Wat 'n wonderlike voorreg om te kan opstaan en te leef. Eendag sê 'n baie belangrike bekende ou sê vir my, Dawie, ek is so bly jy leef. Nou ek is so bly jy leef ook. Dit het my so laat goed voel dat so 'n belangrike persoon dit vir my sê. Nou sê ek dit vir jou. Nie dat ek belangrik is nie, maar ek is bly jy leef, dat jy die boodskap kan hoor. Ons het 'n wonderlike naweek gehad. Nie baie mense nie, maar dit was 'n fees. Klomp paas met hulle kinders versoen, hulle geseën en seuns het hulle paas geëer. Wat 'n wonderlike voorreg. Jy het 'n afspraak met my volgende jaar. Jy het nou weggekom hierdie jaar dat jy nie gegaan het nie met al jou storieetjies, maar is een ding wat jy een keer in jou lewe moet doen. Jy moet uitvind wat is die pad na jou kind se hart. En dis nie geld nie, hoor. Dis jou tyd. So as jy een naweek kan tyd maak, weet jy, dis fenomenaal. Dit beteken die wêreld vir daai kind. En dan ook dankie vir al ons mense wat ons sommer net geborg het. Daar's mense wat ons net geborg het en gesê het, hier is ons geld, gee dit vir iemand anders. Ek wil vir jou sê, jy het saad in baie goeie grond gesaai. Prys die Here daarvoor. Dit was wonderlik. Nou ja, ons gaan nog meer, hopelik volgende jaar is dit die wil van die Here, gaan ons dit weer doen. Nou ja, vanoggend wil ek 'n bietjie praat. Dis vandag die 15de Desember. Nou wat gebeur môre? Jong mense, ek wonder of julle weet wat gebeur môre. Môre is geloftedag. Nou ek en Leonora en Michelle, ons gaan so bietjie daar na Hoopstad toe, daar na Martin se wêreld toe, en ons gaan die Hoopstad se vieringe, gaan ek die spreker daar wees, daar by Hoopstad môre. Ek sien verskriklik baie uit daarna, net om my goeie vriend weer te sien, en al die ander vriende wat ek daar het. Julle is almal net so belangrik vir my daar in Hoopstad. Hoopstad, stad van hoop, wonderlike wêreld. Ek hoor, julle het fantastiese reën gekry. Ek kan nie wag om weer daar by julle te gaan water drink nie. Nou, ek gaan 'n bietjie daaroor praat en ek wil juist vanmôre 'n bietjie stil staan daaroor. En vanoggend toe ek die Bybel oopmaak, toe kry ek die volgende skrif. Mense, dis ontsettend belangrik dat ons gelofte dag nie vier nie, maar herdenk. Herdenk, hoekom? Want ek en jy praat Afrikaans. Ek en jy praat Afrikaans. En ek wil vir jou sê, dit het bloed, sweet gekos om Afrikaans te kry, dat hy vandag nog gepraat word. Weet jy wat, hulle wou Afrikaans baie doodgemaak het. Die Engelse wou hom doodgemaak het, tot vandag toe. Afrikaanse universiteite word nou Engelse universiteite. Nou oral sien jy, hulle dwing ons nou en druk ons in 'n blik in. Maar dank die Here vir mense wat net aangehou het met Afrikaans. Nou, ons het Afrikaanse Bybel, ons bid in Afrikaans, ons sing in Afrikaans, en is so belangrik. En, wat belangrik is, ons dien die Here ook in Afrikaans. Hoe lekker is dit nie? Nou, hoekom ek dit sê, is 'n klompie jare gelede, 16 Desember, het daar iets gebeur. Daar was 'n absolute aanslag teen ons eie mense. Ja, dis ons voorvaders se voorvaders se voorvaders. Wonderlike mense, mense wat met die Bybel oor die berge gekom het, en hulle het een ding gehad, die Here is saam met ons, maak nie saak wat ons doen nie. Dieselfde woord wat ons vandag spreek, het hulle daai tyd gespreek, en dit het ons deurgedra. Ek en jy moet weet, dat die Here seën ons nog vir daai mense, wat gehou het by die woord. Nou ek wil vandag vir jou 'n woord lees, hoor 'n bietjie, Psalm 1:2-4, is maklik om te onthou, nie 1:2-3 nie, Psalm 1:2-3, hy begin, as die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê, nou ek en jy is ook maar Israel, hy sê, as die Here nie vir ons was, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe die hulle toring teen ons opgevlam het. Is dit nie wat gebeur het nie? Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen, hoe daai impies gekom het, in 10.000 van hulle, ek dink daar was maar 400 ouens in daai kraal gewees, met Andries Pretorius, 10.000 teen 400, hoe werk dit? Dis mos 'n walk in the park, man, dis maklik, en in die nag het hulle gekom, die mistigheid was daar, die lantern het so gehang, en baie van hulle beweer, dat toe hulle nou vorentoe kom het hulle gesien die lanterns beweeg, en hulle het gedink, dit was spooke, en baie van hulle het goed gesien, ek is seker daarvan, hulle die engele van die Here gesien, en baie interessant toe hulle daar deurgegaan het, die voorste impies, die jong mannetjies, hulle moes lemme teruggebring het, vol bloed, om te wys dat hulle iemand doodgemaak het, en die Indunas was agter hulle, so hulle die jong mannetjies ingestuur, en die jong mannetjies kon nooit trou, of erkenning gekry het, as hulle nie eers iemand doodgemaak het van die vyand nie, so hulle was heel voor, hulle het deur die rivier gegaan, en toe sien hulle hierdie wonderlike engele,
in die ligte, in die dinge, man, ek is seker van die Here het hulle laat omdraai. En toe hulle omdraai, het die Indunas hulle van agteraf, het hulle doodgesteek met hulle eie messe, omdat hulle gesê het, hulle is lafaards. Is dit nie waar nie, dat die vyande sal teen mekaar draai? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Ek gaan weer vir hierdie skrif lees, hoor mooi. Hy sê, as die Here nie vir ons was nie, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle toorn teen ons ontvlam het. Wat 'n storie, wat 'n storie. Dis absoluut vasgeskryf in ons geskiedenis in, baie lank gelede. Dieselfde met ons. As ons nie saam met die Here gaan loop nie, gaan hierdie mense ons lewendig verslind. Maar ons moet elke dag weet, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dieselfde wat Sarel sal leer, 'n hele week lank het hy elke dag, het hy die gelofte afgelê, het gebid, en die Here het vir hulle deurgekom. Nie een persoon is dood nie, nie een Afrikaner is dood nie, niemand nie, maar duisende van hulle is almal dood in die rivier. Hulle teen mekaar gedraai, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Asseblief, onthou dit, herdenk môre hierdie pragtige dag, om te sê, Here, dankie, dat as U vir ons voorvaders was, so sal U ook met ons wees, en ook met ons kinders. Vat hierdie boodskap saam met jou. Ongelukkig sal ek nie môre boodskap lewe nie, ons gaan môre bietjie daar kuier, kom ons Woensdag eers terug, maar mag jy weet, die Here is met jou, niks gaan teen jou wees nie. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir môre. Dankie dat ons kan herdenk, Here, dit staan soos 'n paal bo water, dat U vir ons volk en nasie het U deurgekom. Ja, Here, hulle wat U aanroep, U sal hulle help. Ek wil U loof en U prys. Dankie vir hierdie dag. Amen. Jou beste lê voor. Totsiens, tot die volgende keer.